oë net daar gesluit is en jy net vir 'n oomblik laat hierdie woorde oor jou spoel, dat sy naam is waardig, sy naam is God, sy naam is Jehovah, sy naam is voorsienaar, sy naam is gesondmaker, sy naam is die een wat vir jou stry, sy naam is die een wat vir jou vooruitgaan, en die klem op die een wat vir jou vooruitgaan, dat hy jou op hierdie oomblik beloof, dat as jy na my stem luister en terdee doen wat ek jou vra, dan sal jou paaie gelyk wees, ek sal jou stuur daar waar jy moet wees, ek sal jou by jou bestemming uitbring, ek kan nie vir jou beloof sonskyn en rose nie, ek kan nie vir jou beloof dat daar hindernisse uit jou pad uit nie, maar dat jy op die bestemmingspad sal wees, dat jy sal vashou, dat ek by jou is en dat ek hierdie journey, hierdie reis vir jou so wonderbaarlik sal maak, dat dit jou sal vervul in maniere wat jy nie geweet het, jy kan vervul wees nie. Dat baie van ons sit nou hier vanoggend en sê, maar die Here gaan my goed vra wat ek nie wil gee nie. Miskien vir 'n oomblik moet jy net wegbeweeg daarvan en kyk en draai na 'n liefdevolle God wat vir jou omgee, 'n Vader wat sê, ek het jou lief en ek wil jou stem hoor, ek wil jou by my hê, ek wil jou lei en jou koester, ek wil jou persoonlik onderrig en leer, aangaande die 2026 pad wat jy moet gaan. Loop saam met my, kom saam met my, wandel saam met my, ons sal langs die mooiste plekke stop, ek sal jou rus gee, jy sal 'n vrede oor jou kry, jy sal tevrede wees, jy sal vergenoegd wees, jy sal buite hierdie lewe funksioneer, want jy sal nie jou vergelyk met iets in hierdie wêreld of met mense nie, dat ek is jou beeld en dat jy net soos ek word, en dat ons hierdie oggend vir mekaar en in die teenwoordigheid kan verklaar, Here, kom hou my hand vas. Wil jy nie vir 'n oomblik jou eie hand in jou eie hand sit nie? Wil jy nie net hierdie simboliek toevoeg wat ek nou so ervaar wat die Here jou beloof? Daardie aanraking wat jy nou ervaar as jou een hand in die ander hand is, so beloof ek jou, so naby is ek jou, so sal ek jou lei en jou koester. As dit moet, sal ek jou trek, as dit moet, sal ek jou stoot, as dit moet, sal ek jou dra, maar jy is myne, en ek het jou lief, en ek wil hê, hierdie jaar moet jy verander, die klem op verandering, ek wil hê jy moet verander, ek wil jou nie net verlig nie, ek wil jou nie net genees nie, ek wil jou heel maak, ek wil jou verander na die beeld van wie ek is, en wat jy kan wees. Here, help ons, in Jesus naam, in Jesus naam, amen en amen. Liewe gemeente, ek het dit so swaar op my hart, dat ek hierdie woord van die Here aan jou moet gee vandag, en is my altyd so sleg om dalk 'n onderbreking te wees, en wat ek weer die Here doen, maar hierdie, baie dankie aan die band, ek wil nou nie dat hulle die hele tyd hier hoef te sit nie, hulle kan afgaan, ekskuus mense, die ander ding wat ek net wil sê, wow, terwyl ek hier voor staan en aanbid, mense, ek wil nou nie hulle embarrass nie, maar mense, om hierdie jong mense hier voor te sien, wil my laat huil. Jy weet dat hulle hande
kan opsteek en die Here kan aanbid, daar gebeur iets en dit is so voorbeeld vir ons, vir wat hierdie jong mense vir ons beteken, is so aansteeklik, daar gebeur iets in ons midde, en ons eer, wil julle nie hierdie jong mense 'n bietjie hande klap, 'n jong mense wat vandag die Here dien, dis soos Lazarus wat opstaan uit die dood, dis 'n wonderwerk. Mense, ek is besig met 'n baie interessante reeks, ons het begin, en ons praat oor klein sinne, maar tog 'n groot lewe, en ons kyk in die skrifte na, daardie kort sinne, wat die Here, amper is net een sinnetjie geskryf in die Bybel, soos byvoorbeeld Samgar, wat 'n onbekende persoon is in die Bybel, maar die skrif sê, en hy het met 'n osdrywerstok, het hy Israel gered. En ons het so 2 weke terug daaroor gepraat, Suzelle het laasweek met ons gepraat oor Dawid, so man na my hart. Wat gaan die Here van jou sê aan die einde van hierdie jaar, as hy jou lewe moet opsom in een sinnetjie, want hy het Samgar se lewe opgesom en gesê, met 'n osdrywerstok het hy Israel bevry. Hy sê van Dawid en sê, hy's 'n man so na in my hart. En dan vanoggend wil ek met jou praat oor Ehud, 'n buitengewone mens wat letterlik ook Israel tot redding gebring het, maar wat so interessant was, is dat hy 'n linkshandige mens was. Ons kyk in hierdie volgende paar weke na mense wat buitengewoon is, unknown heroes, miskien in Engels, wat ons sien hoe God deur hulle gewerk het, en ek wil vir jou die storie lees, ek gaan vir jou vir huiswerk gee so 'n bietjie, ek kan nie alles lees nie, maar Rigters 3, ek dink is al bo, ek het nie die skrifte vir jou nie, maar luister gou hierso, ek moet gou vinnig hier deurgaan, maar dis vir huiswerk, Rigters 3 vers 12, en die kinders van Israel het weer gedoen, hulle het alweer gedoen, wat verkeerd was in die oë van die Here. Mense, daar's 'n baie rede daarvoor, dat daar is alweer het die kinders gedoen wat verkeerd is. Daardie versie het ek gaan kyk, kom letterlik 49 keer voor in die Ou Testament. En die volk van Israel het alweer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Het praat van daar is siklusse, daar is gewoontes, daar is patrone wat hierdie volk van Israel in verval het, waarin hulle nie kon uitkom nie. Hulle het alweer vergeet om die assakke uit te sit. Hulle het alweer nie geluister vir hulle pa nie. Hulle het alweer al die chocolates opgeëet. Dis 'n aanhoudende reputasie van goed wat daar by my huis aangaan, weet wat, hoorie, dis herhaling, het gebeur oor en oor. En dan sê die Here, en daarom het die Here Eglon, die koning van Moab, hy's 'n sterk man gewees, maar hy was ook vet gewees, ek sal julle nou vertel daarvan. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En dan sê die skrif, en hulle het in die Palmstad, in besit geneem. Nou net vir interessantheid, ek moet jou die konteks net so bietjie gee, die Palmstad was die ou Jerigo gewees. Die ou Jerigo was die beloofde land van God gewees. So hierdie boosaardige koning kom vestig nou sy koninkryk in Jerigo, waar dit eintlik simbolies was God se oorwinning van die mensdom, maar nou is dit 'n geestelike vernedering. En Eglon stig sy nuwe stad daarop, nie by Jerigo nie, in die streek van Jerigo, en hy sê letterlik, kyk, ek sit nou daar waar julle God eens op 'n tyd gewen het. En hy's 'n boosaardige koning. Eglon was ook 'n vet man gewees. Ek gaan nou vir jou daar, kom ek lees gou vir jou verder. Maar die oë van die kinders maar toe het die kinders van Israel die Here aangeroep. Hier's weer die routine, ek gaan nou vir jou verduidelik. Het die Here hulle 'n verlosser opgewek, naamlik Ehud. Ehud was die seun van Gera en hy was 'n Benjamiet gewees, 'n man wat links was. Kan ek gou sien wie's almal links hier in die kerk volgens? Net die linkshandig. Dis nie eers 10% nie, dis in die minderheid. Linkshandige mense, weird mense, linkshandige mense. Daarom, deur Ehud, luister gou, het was 'n tradisie gewees,
dis buite die norm gewees, 'n linkshandige man was nie gekies om te gaan oorlog voer nie, want hulle het die norm gekies dat die regshandige is die sterker, of natuurlik, hulle moes die swaarde anders maak. Het jy al gegaan golf speel met 'n links ou wat nie sy golfstel daar het nie? Ja, hy moet nou linkshandige golfstelle kry. Het jy al iemand 'n gitaar wou leen wat linkshandig is? Alles moet omgedraai word. Dieselfde in daardie tyd as jy links was, is net moeite. Kom ons maak massaproduksie, 'n klomp swaardenis vir die regshandig. Die linkshandige mense doen die admin. Weet, met respek nou gesê. Met respek gesê. Okay. Alright. Ek weet nie wat was daai hande klap voor gewees nie, maar is jy links? Jy's weird. Okay. En Eed, luister gou, en Eed het vir hom 'n swaard gemaak. Eed was aangestel gewees deur die volk en hy was verplig gewees om die belasting by die volk te gaan inhandig, in kry, en dan ook al die room van die oeste was hulle verplig gewees om elke maand aan die koning Eglon te bring. En daarom het Eglon, julle wil my nou nie glo nie, maar en Eed het vir hom 'n swaard gemaak en al twee kante skerp, 2 snydende swaard, al twee kante sterk, 1 el lank onder sy klere, het hy aan sy regterheup versteek. Want in daardie tyd het hulle net links gekyk, links het jy jou swaard, want regs kon jy jou swaard, en hy was links gewees en hy het die swaard in die regterkant weggesteek. En hy het die belasting gebring aan die koning, en toe besluit hy natuurlik hierdie koning, ekskuus, laat ek net hier lees, en hy het die belasting aan die Eglon, die koning van Moab gebring, en Eglon was 'n baie vet man. En vet natuurlik omdat hy baie geëet het, maar die simboliek en die geestelike illustrasie daarvan was oormaat en selfbevrediging gewees, en natuurlik die lewe wat hy gelewe het uit ander se lyding. Dis die hele konteks van hierdie storie. Hy verpersoonlik natuurlik 'n stelsel waar een man ryk is en oorvloed het en 'n volk bloei. Dit klink nogal amper soos Suid-Afrika, nê? En so kom mense, ons kan nie wegbeweeg van die skrifte af nie. Dit is so ryk, en as jy hier diep in lees, dan sê hy elke keer as jy kom belasting betaal, dan sê en erken julle eintlik, julle behoort aan koning Eglon. En dan vir 18 jaar is hulle onderdruk gewees, en dan moet hulle belasting bring en kos bring en hom voer. Wie voer jy in die lewe? Hulle het hom elke dag kom voer, elke maand vir hom genoeg kos gee, en Eed het by hom ingekom, terwyl hy in die koel van die kamer sit. Toe steek Eed sy linkerhand uit aan die regter sy en vat sy swaard, en hy steek hom in die sy van sy buik, sodat selfs die hef agter in die lem ingedring het, en die vet, want hy het die swaard nie uit sy buik uitgetrek nie, omdat die lem by die wond die vet het eintlik die lem omsingel. Ek weet, julle sien beter in prentjies. Daar is hy. Alright, moet nie te lang kyk nie. Dit is wat gebeur het daarso. En terwyl hulle nog talm, het Eed ontvlug, en hy het na Sierra gevlug, en hy daar op die ramshoring geblaas, en dan sê die skrif, hy het vir die volk gesê, volg my, hoor nou hier, dis 'n linkshandige man, hy is nie 'n soldaat nie, hy is nie 'n kryger nie, hy blaas op die ramshoring, en hy sê, volg my, want die Here gee vandag julle vyande in die hand oor, en hulle het in die tyd van Moab omtrent 10,000 man verslaan. Nou verskryf hulle die Bybel, vers 29, en almal van daai manne was goedgeboude manne, almal dapper manne, krygsmanne. Hy sê iets daardeur en sê, ons is nie meer bang omdat julle groot en sterk is nie, ons God is met ons. En hulle het omtrent 10,000 man, en so, hoor nou vers 30, ek sal nou vir jou gee, so moes Moab dan die dag buig onder die hand van Israel. En die land het 80 jaar lang vrede gehad. 'n Leeftyd van vrede. 80 jaar lang het hulle vrede. Ander vertaling sê, they had peace and rest. Ek wil vanoggend vinnig met jou praat oor hierdie
konteks van Israel. Israel se probleem was nie dat hulle nie God geken het nie, maar hulle probleem was dat hulle dieselfde patroon, dieselfde routines, dieselfde gewoontes het hulle oor en oor herhaal sonder dat daar enige verandering geplaas het in hulle lewe nie. Daar was berou, maar daar was nie verandering nie. Daar was gehuil, maar daar was nooit verandering gewees. Jy kan huil en berou toon, maar jy kan nooit verander nie. Dit was Israel se probleem gewees. Hulle het in hierdie siklus van herhaling en herhaling oorgegaan, en iemand het eendag gesê, ek wens ek kan die quote kry daarvan, maar hy sê, wat jy nie doelbewus breek nie, sal jou onbewustelik begin beheer. En jy moet, ek glo dat vanoggend 'n paar quotes, 'n paar dinge gaan vasslaan vir jou, maar dit wat jy nie doelbewus doodmaak nie, of breek nie, sal jou onbewustelik begin beheer. Die Engelse vertaling van daai versie sê, what you tolerate in life will eventually rule your life. En ons sien dit in hierdie Israelse lewens, en ons sien dat die rigters is hierdie herhalende patroon van Israel word geseën, en dan word Israel in 'n kompromie, hulle is nou so geseën, hulle let the gods down, hulle bid nie meer nie, dit gaan nou so goed, dan sê die skrif, en dan vergeet hulle van God, hulle gaan in kompromieë in met die vyand, en met slawerny en afgode, en dan sien ons, dan stuur God 'n verdrukking of 'n onderdrukking aan hulle, en dan is daar weer 'n uitroep van gebed, en dan kom God elke keer deur genade, en dan red hy hulle. En dan beleef hulle weer seën, en hulle ervaar rus, en dan is daar weer kompromie, en dan is daar weer 'n onderdrukking, en dan bid hulle weer, en dan kom daar weer seën. En dis hierdie aanhoudende seën, kompromie, onderdrukking, gebed, verlossing, en dit word oor en oor herhaal. Hier mense, en hierdie het my so vasgevang, dieselfde routines, dieselfde siklusse, dieselfde volk, dieselfde gebede, dieselfde trane, en dan dieselfde uitkomste elke keer. Ek het hier geskryf, terwyl ek hier voorberei hierdie week, en sê ek, dit is daardie herhalende patrone en siklusse, wat so bekend begin voel in jou lewe. En jy weet, as iets begin bekend voel, dan begin jy ook sommer veilig te voel. As jy iets bekend voel, of bekend sien, dan begin jy eintlik veilig te voel. Maar om veilig te voel in jou bekendheid, is nie die veiligste plek waar jy kan wees nie. Om veilig te voel in jou bekendheid, is nie die veiligste plek wat jy kan wees nie. Jy sien, baie keer verdwaal ek, en dan is ek daar in die stad, en ek het nie idee waar ek is nie. En vir ure lang verdwaal ek, en dan ewe skielik sien ek iets bekends, en dan voel ek, as ek dit sien, daardie bekendheid, dan bring dit verligting, en dit bring 'n bietjie verligting, en daardie bekendheid bring verligting. Maar geestelik, mense, het ek agterkom, dit werk baie keer die teenoorgestelde. Soms vat God jou op 'n pad wat jy voel jy verdwaal. En dan is jy so op soek na iets wat net bekend is, iets wat jou verligting kan bring. Maar wat as God jou op daardie pad stuur en sê, ek wil jou na nuwe dinge toe lei, want as jy nie op hierdie pad is nie, sal jy nooit die nuwe van die lewe kan sien, en die mooi van die lewe kan sien nie, maar ons neig elke keer terug na die bekendheid toe, en die verligting toe. Daarom sê die skrif in Jesaja 43, en sê, kyk, ek doen iets nuuts, ek is reeds besig om dit te doen, hoekom sien julle dit nie? Ek is besig om riviere in die woestyn te maak. Ek is besig om 'n pad te maak waar daar nie 'n pad is, maar julle sien dit nie. Want weet jy, ons is bang. Ons is genuine bang mense. Sê gou vir die ou langs jou, Jesus, hou op bang wees, man. Okay, nou kyk jy vorentoe, dan sê jy vir jouself, okay, bangbroek, hou op om bang te wees. Nou moet jy dit vir jouself kan sê, want ons is so bang. Jesus, mense, en ek kom agter, en ek wil vir jou help vanoggend. Ek kom agter dat selfs in jou pyn, selfs in jou pyn,
kan dit gemaklik raak as dit voorspelbaar is. En jy moet nou baie mooi luister, en ek weet dit is warm, maar jy moet nou baie mooi luister, want die Here wil jou losbreek van routines en gewoontes wat jou bind. Jy gaan vir die volgende 40 jaar in sirkels loop, of jy kan kies om vanoggend hier uit te stap en sê, ek kies 'n pad, wat my na my bestemming gaan bring. Maar hy sê, dat selfs pyn, jy kan gemaklik raak met pyn, as dit voorspelbaar is. As jy weet daar kom pyn, dan kan jy letterlik beplan, dat die pyn nie so letterlik skrikwekkend is in jou lewe nie. En daarom sal mense dikwels eerder bekende pyn kies, as onbekende verandering. En dit is letterlik die nagevorsde waarheid, dat mense is geneig, dat hulle eerder bekende pyn sal kies, as onbekende verandering. So dis wanneer pyn voorspelbaar raak, dan weet ek mos wat om te doen, ek weet om voor te berei, ek weet wat se medisyne om te kry, ek weet wat is op die spel, ek weet om te oorleef. Daardie bekendheid kan 'n veilige gevoel wees. En die ander kant van die waarheid is, as eerder om in hierdie onsekerheid in te beweeg van verandering, want daarin kan dalk jou genesing en heling en groei kom. Maar ons is bang. Ons sal eerder in hierdie pyn bly, en daarom is dit is hoekom baie keer mense in hierdie siklusse bly, en jy kan dit nou gaan toets. Baie mense bly in hierdie siklusse, nie omdat hulle hou van pyn nie, maar omdat hulle letterlik die onsekerheid van verandering groter vrees. En daarom bly mense in giftige verhoudings, want hulle ken die patrone. Daarom sal mense in 'n finansiële verknorsing bly, want hulle letterlik, hulle is oorweldig deur die verandering wat hulle moet doen terwille van hulle finansies. Dan bly ek eerder daar. En daarom sal mense in 'n vernietigende, letterlik 'n vernietigende gewoonte bly, want ek weet om dit te beheer. 3 pilletjies, 4 brandewyne. Ek weet hoe die patrone werk. En as jy nie gaan leer wat die Bybel vir ons leer uit die Israelitiese 40 jaar in die woestyn nie, dat sê God is genadig. God is genadig, maar hy is nie 'n sirkel nie. Hy's 'n pad. En jou keuse gaan bepaal of jy in 'n sirkel beweeg en of jy op 'n pad gaan beweeg. En jy mag dalk die beste intensies hê vir oggend, jy mag die beste intensies hê vir 2026. Hierdie jaar gaan ek begin gym. Hy is al die 7de Januarie, my ou, jy het nog nie een keer 'n weight opgetel nie, né? Jy mag die beste intensies hê om reg te lewe. Maar weet jy wat het ek agtergekom? Jou intensies gaan nie hierdie siklusse, routines en herhalings van jou lewe breek nie. Ek het agtergekom, nou is ek deur mekaar hierso. Dat ek maar net aangaan hierso, maar ek het agtergekom, ons gewoontes verklap altyd ons prioriteite. Het ek net reg kry. Nou is ek so deur mekaar, soos as jy dalk die notas kan volg hierso, maar sterkte. Ons gewoontes, luister gou jy, ek wil jou help vanoggend. Jou gewoontes verklap altyd jou prioriteite. Jou gewoontes gaan jou prioriteite verklap. Jy sien in Israel se probleem in Rigters en ook ons is nie dat ons nie God ken nie. Dit was dat hulle hom net lank genoeg gesoek het om verligting te kry. Nie regtig verandering nie. En onthou vanoggend dat God is nie 'n sirkel nie, hy's 'n pad. Hy's 'n pad vorentoe. Jy moet beweeg, jy moet letterlik verandering en geloof en toewyding kan toepas. Hy wil jou nie net verlig nie, hy wil jou verander.
En ons wil dit net nie erken nie, maar wat jy herhaal in jou lewe, word jou identiteit. Mense, ek wil nie preek vanoggend vir jou nie. Jou patrone en gewoontes raak jou prioriteit. Jou prioriteite raak jou identiteit. En ons het hierdie siek patrone in ons lewens wat ons aangeleer het. Ons sê byvoorbeeld, maar dis maar hoe ek is. Dis maar hoe ons familie is. Dis maar hoe my persoonlikheid is. Kyk, dis nie jou persoonlikheid nie. Dis 'n patroon en herhaling binne in jou persoonlikheid wat gebreek kan word. Jy sien, siklusse gaan jou vir die volgende 40 jaar, gaan dit jou in sirkels laat loop. Hierdie siklusse gaan maak dat jy besig bly, maar nooit verander in jou lewe nie. Jy sien, Israel het die intensie gehad, hulle het die begeerte gehad, hulle het die bedoeling gehad om te verander. Hoor mooi, hulle het die intensie gehad, hulle het die begeerte gehad, hulle wou verander, hulle het gebid, hulle het gehuil, hulle het offers gebring. Maar dan sê die skrif, maar hulle wou nie die afgode verwyder het nie. Jy sien, as daar op my notas, as Suzelle het kan kry, ons, om net 'n voorneme te hê, verander niks nie. Maar al wat dit gaan verander is 'n daadwerklike onderbreking wat verandering gaan meebring. Ek sê weer vir jou, wat jy nie doelbewus breek nie, gaan jou onbewuslik begin beheer. Dit is soos om vir God te vra, haal my uit, maar jy hou aan ingaan. Dit is so God om te vra, Here, haal my uit die modder uit, maar dan loop jy dadelik terug om te gaan kyk, is die modder nog nat? Ek wil vir jou hierdie punt gee om te sê, onthou, God word nie beïndruk nie. God word nie beïndruk deur herhaalde en aanhoudende berou sonder gehoorsaamheid nie. Hy is nie beïndruk deur jou berou as daar nie gehoorsaamheid is nie. Jy sien, in die Ou Testament reageer God elke keer as hulle roep, maar die siklus bly. Ag, hierdie goed werk nie. Kyk, ek is weer op dieselfde plek waar ek laas jaar hierdie tyd was. Gebed werk nie. God hoor my nie. Hoekom? Want berou sonder verandering lei net bloot na emosionele ontlading toe. Psalm 106, Jesus, dankie, dis die enigste fan wat ek het hier so hoor, weet. Psalm 106 sê, God het baie keer, is hy daar opbou, God het baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme. Hulle was wederstrewig in hulle bedoelinge. Hulle was wederstrewig in hulle besluite. Hulle was wederstrewig in hulle beloftes. En daarom het hulle weggesink deur hulle ongeregte. Hulle is doodgemaak. Want die loon van die sonde is die dood. Daar's 'n duidelike verskil tussen voorneme en natuurlik dit wat ek werklik doen. Mense, ek hoop jy neem iets in hier vanoggend dat ware bekering is letterlik om te draai. Ware bekering is nie om jammer te voel en aan te hou loop nie. Ware bekering is nie om sleg te voel en aan te hou loop nie. Ware bekering is nie om berou te hê en nie iets te verander in jou lewe nie. Dis nie wat bekering is nie. Jy sien, Israel het die intensie en die bedoeling gehad. Hulle het gehuil, maar hulle het nie gedraai nie. En ons soek 'n deurbraak, maar ons wil nie ons gedrag verander nie. Ons soek nuwe resultate, maar ons bou nog steeds op ou gewoontes. Ons vra vir 'n wonderwerk van God, en God sê, maak 'n besluit. Jy sien, God stuur nie altyd 'n wonderwerk nie. Soms stuur hy 'n keuse. En dis nie goed wat ons as gemeente nie altyd wil hoor nie.
Ons soek 'n wonderwerk, ons soek 'n deurbraak, ons soek Here, ons soek dat U moet toesak, maar God sê ek gee jou 'n keuse om net te beplan en voornemens te hê, gaan niks verander in hierdie lewe nie. Ek het dit al geskryf op my notas, jy breek nie 'n siklus of jy breek nie 'n gewoonte deur dit te bestuur nie. Jy breek dit deur dit te beëindig. OK, mense, daar siklusse in jou lewe wat siek is. Toe gaan met hy waaier kom en hy gaan my, weet nie, hy waai my notas nou deur mekaar. Dalk wil jy ek moet vroeër klaarmaak, maar hou vas. Mense, daar siklusse, routines en gewoontes in jou lewe wat vernietigend is. Jy herhaal die goed oor en oor en jy kry dieselfde resultate. Dis wat hierdie gedeelte vir ons sê. En hulle het weer gedoen wat verkeerd is in die Here. Punt 2 wil ek jou help om te sê, dis waar ons eintlik as gemeente kom. God gebruik altyd die onwaarskynlike mense. Jesus, dis vir my so mooi. Die skrif sê, toe roep die kinders van Israel tot die Here, en die Here het vir hulle 'n verlosser verwek, naamlik Ehud. Hy was 'n Benjamiet gewees, en hy was 'n linkshandige man gewees. Hy verwek 'n verlosser. Linkshandig beteken letterlik in die konteks, hy was beperk volgens die kultuur. Dit was ongewoond of buitengewoon of selfs verdag gewees. Die kultuur waarin hulle gelewe het, was die dominante norm gewees om regs te wees, nie om links te wees nie. So interessant, so by the way, op my notas sal jy sien, Benjamiet, hy was 'n Benjamiet. Weet jy wat beteken Benjamiet? Benjamiet beteken die seun van die regterkant. Nou kom Ehud, wat 'n Benjamiet is en hy's links. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat dit is hoe God werk in hierdie lewe. Hy gebruik selfs dinge wat nie by Ehud pas nie. Sy eie stam, dis teen sy stam, dis teen sy reputasie, dis teen sy naam. Maar God gebruik wat anders sien as ongewoon of buite die norm. En hier is dit vanoggend vir jou as jy niks gehoor het nie, dat hierdie jaar gaan jou lewe in sirkels beweeg. Jy gaan goed oor en oor en oor doen. As jy nie begin agterkom, maar ek is anders nie. Ek is dalk linkshandig. Ek het dalk iets anderste. Want ons sien dit oor en oor in die skrif. Moses sê, ek is nie 'n man van baie woorde nie. Hy's 'n stotteraar, hy's 'n hakkelaar, maar God gebruik hom om 'n nasie toe te spreek. As ons kyk na Gideon, dan sê hy, my geslag is die swakste en ek is die geringste in my familie. Dan gebruik God die swakste en die geringste om 'n weermag te begelei. Dan kyk ons na Dawid en sê, ek is letterlik die vergete seun. Toe die priester daar aankom, toe het hulle nie eers vir Dawid genooi om 'n moontlikheid te wees van 'n keuse van 'n koning nie. Hy's te jonk, hy's vergete, maar tog is hy die seun, die man na God se hart. Paulus sê in 1 Korintiërs, maar wat dwaas is by die wêreld, dit het God juis uitverkies. Hoekom? Sodat niemand voor hom kan roem nie. En mense, baie keer kom ons nou op 'n plek, dat ons sê, Jessie man, ek voel anders. Het jy al, ek gee na my partykeer kyk en ek speel en sê, jy's weird. Okay, dis net ek wat dit doen, maar partykeer, jy maak my so kwaad. Ehud is linkshandig en hy het nie geweet hoekom is hy links nie, maar dit maak hom letterlik, dit het hom onverwags gemaak. Dit het hom onvoorspelbaar. Hy het dit nie geweet nie. Dit laat hom toe, dat hy die swaard aan die ander kant kan wegsteek, want hulle het hom ondersoek, elke keer as jy na die koning gaan, dan ondersoek hulle, maar hulle ondersoek toe links en kry nie 'n swaard nie. Dit het hom toegang gegee tot die koning Eglon. Sy andersheid het die verlossing in Israel gebring. Verlosser beteken letterlik uittrek, red of bevry. Ek wonder as God dit oor my lewe kan sê. As hy dit oor jou lewe kan sê, en hy het 'n verlosser opgewek. 'n opgewekte man van God, 'n vrou van God, wat in hierdie huis, ek en my huis sal die Here dien. As dit nie vir daai ma was nie,
Hy het jou opgewek en hy doen en hy wek jou op. Dan sê hy, God kies nie net soldate, krygsmanne en heroes nie. Toe die mense na Ehud kyk, toe sien hulle letterlik, hy's weird, hy's buite die norm, hy's ongewoond, maar toe God na hom kyk, weet jy wat sien God? God sien 'n spesiale gawe. God sien iemand wat onkonvensioneel is, iemand wat 'n ander perspektief voor die lewe het, iemand wat bereid is en gehoorsaam is, iemand wat linkshandig is, wie hy kan gebruik, want God het 'n plan vir daardie man. Baie keer kom ons by 'n plek en dan sê ons, ek wens ek kan, maar ek diskwalifiseer my, want ek het nie genoeg nie, ek's nie geestelik sterk genoeg, ek's nie mooi genoeg nie, ek kan nie mooi genoeg praat nie, ek het nie genoeg nie, ek het soveel foute, ek moet links wees, maar ek is nou eintlik regs, ek is regs, maar ek moet eintlik links wees, ek is net anders. Gooi gou daai slide vir my op. God vra jou nie, hoekom is jy anders nie? God vra jou, sal jy my vertrou met wat jou so anders maak nie? Ek hoop iets val by jou vanoggend. Mense is weird. Maar God wil ons gebruik. Wanneer God 'n gewoonte in jou lewe wil breek. Mense, pornografie is 'n slegte, vernietigende 'n herhaling van goed wat gebeur in mense se lewens. En God wil hê jy moet dit breek. As jy dit nie doelbewus breek nie, net as voorbeeld, sal dit jou onbewuslik begin beheer. En jy gaan vir hierdie Eglon, gee jy hom kos elke dag, en jy maak hom vet elke dag. En hoe meer jy kos vir hom bring, hoe meer buig jy vir hom en sê, ek dien jou, ek gee vir jou kos. Wanneer God 'n siklus in jou lewe wil breek, 'n gewoonte in jou lewe wil breek, persoonlik of vir 'n kerk of vir 'n nasie of vir 'n volk of vir jou huis, dan sê hy soek nie die perfekte mens nie. Hy soek iemand wat net sê, hier is ek. Gooi gou daai volgende, hy sê jou beperking is met ander woorde nie God se probleem nie. Weet jy wat is? God se probleem is jou beskikbaarheid. En daar wil ek net gou 'n bietjie Sila. Daar wil ek net gou so 'n bietjie stil staan. Ek weet jy kry warm, maar ek het nog 'n paar minute oor. Ek weet die bose mense en die bose geeste sê vir jou sit, moenie luister nie. Jy het gewoontes, jy het habits en jy gaan in sirkels beweeg. Jy gaan vir die volgende 40 jaar. Jy kan nou vir jou kinders 'n lewe bekom. Jy kan vir jou kinders se kinders, jy kan vir jou lewe iets beplan en dit niks met finansies uit te waai nie. Ons wil vir hulle almal iets agterlaat, miljoene. Maar wat van, jy los vir hulle agter 80 jaar se vrede en rus. Want dat jy nie geld nodig, dink ek nie. Maar jy het vrede. Maar ons dink nie daaraan nie. Laastens mense, geloof is nie passief nie, dit beweeg. En ek weet jy het dit al oor en oor gehoor, maar hier leer ons uit hierdie konteks. Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, sê die skrif. Hy het sy regterheup vasgemaak. En hy het die geskenk vir Eglon gebring, hy het beweeg. Gooi daar op die skerm, Ehud het voorberei, hy was voorbereid. Weet jy, dat Suzelle sê gister vir my, as jy die Bybel 3,5 keer wil deurlees, 3,2 keer, om die waarheid te sê. 3,2 keer. As jy hom hierdie jaar 3,5 keer wil deurlees, dan sê, lees net 10 hoofstukke 'n dag. Sal dit vir julle deurgee. Sal julle challenge hierdie jaar. Wees voorbereid. Ons kinders lees nie meer Bybel nie. Jy lees nie meer Bybel nie. Ons Bybels wees voorbereid. Wees voorbereid. Hy het opgetree. Hy het risiko geneem. Is dit daar? Dis goeders wat ons moet vat hier uit en sê, ek lewe 'n lewe van Ehud. Weet jy dat Ehud is 'n voorspelling van Jesus Christus? Jesus Christus het gesê, die sterk man moet eers gebind word voordat jy in die huis ingaan. Die skrif praat van Eglon, hy was 'n sterk man, 'n vet man gewees.
Eet het hom verslaan, maar dit was tydelik geweest, en toe verval hulle weer in verlatenheid van God. Jesus kom en hy verslaan die sterk man vir ewig. Dat daar nie weer routines hoef te kom nie, maar jy maak die keuses van jou lewe. As jy vanoggend besluit, ek lewe nie in daai keuses nie, dan breek dit. Okay, humor, hier's vir jou humor, Kiki. Nee, wag. Ons wag gewoonlik vir vrede. Ons wag vir vrede voordat ons gehoorsaam is aan God, ja. Ons wag baie keer vir vrede, dan sal ons gehoorsaam. En God sê, gehoorsaamheid bring vrede. Geloof is beweging. Met ander woorde, verlossing het na beweging gekom. Ons weet dit, ons hoor dit elke week, ons sien dit in die Bybel, maar nou hoor jy dit. En hier is dit voor jou, as jy nie hierdie jaar gaan beweeg nie. God gee 'n plan, maar jy moes dit uitvoer. Baie Christene bid vir 'n oop deur, en dan kom die oop deur, en dan sê ons vir die Here, nee, maar gee vir ons net eers bevestiging, dat dit 'n oop deur is. Dan gee die Here vir jou bevestiging, dit is 'n oop deur, dan sê jy, Here, maar sit eers die lig aan, voordat ek daar ingaan. Jy sien, en baie mense mis dit. Geloof is nie om seker te wees nie. Geloof is om te beweeg met vertroue. Jy kan dit gaan lees in die skrif. Jy kan gaan beweeg met vertroue. Baie mense dink geloof is hoop en sit en vertrou. Maar geloof is om op te staan en iets te doen. Opstaan en geloof is beweging. Jakobus 2 op die skerm gehou. Ek vinnig hier deur, mense, sit net, hou net vas. Ek weet, hierna kan jy see gaan swem, en jy kan gaan eet, jy kan gaan vet word, is reg. So is ook ons geloof. As dit geen werk het nie, in sigself dood. Jesus, mense, is 'n groot vers hierdie. So is jou geloof, het jy geloof. Geloof beteken, daar moet werke wees. Die Griekse vertaling, volgende slide sê letterlik, daai woordjie agterwerke beteken letterlik sigbare uitdrukking. Daar moet sigbare uitdrukking wees. Jy moet spore kan los. Jy moet kan sê, daar's 'n tasbare bewys. Ek kan dit in dit vat. Kyk wat het ek gedoen deur geloof. Hier staan dit, ek kan dit in dit vat. 'n Tasbare werklikheid, 'n openbare uitdrukking. Daar moet vrug wees, daar moet uiterlike aksies wees. Eksodus 14, volg die volk vir Moses, dan kom hulle by die Rooi See, die Egiptenare agter hulle. Eksodus 14 vers 15, dan sê God vir Moses, waarop roep julle na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet optrek. Is nie nou tyd vir bid nie. Is nie nou tyd dat jy moet bid nie, is nou tyd dat jy moet move. Is nou tyd dat jy moet opgaan. Die Engelse vertaling sê letterlik, start moving. Moenie nou bid nie. Go forward. God sê nie bid harder nie. In hierdie konteks van hierdie jaar, as dit resoneer met jou, jy gaan in sirkels loop, totdat jy het in jou opstaan en sê, ek is reg om te doen wat die Here vir my sê om te doen. Abraham het gegaan, Noag het 'n skip gebou, Petrus het op die water geloop. Sigbare uitdrukking van geloof. Geloof sal altyd 'n bietjie onseker voel. Ek stuur jou met hierdie boodskap. Hy het nie 'n engel gesien nie, God het nie 'n strategie vir hom gegee nie, hy het nie 'n waarborg ontvang nie, hy het net 'n roeping gehad, hy het net 'n gevoel gehad, hy het 'n risiko geneem, hy het 'n keuse gemaak. En ek het agtergekom in my lewe, mense, ek het agtergekom, dat duidelikheid kom selde voor aksie. Hoor wat sê Henry Blackaby, is dit daar op die bord? Hoor hierso, clarity, want ons soek almal clarity, wys my eers waantoe ek op pad is. Clarity is not found before action. It is discovered through movement. And when faith moves, history changes. Ja, as ek maar net kan seker wees, as ek maar net kan vrede voel, as God maar net vir my teken kan gee,
Maar kyk daar op die bord, weet jy wat sê geloof in my taal? Check hom gou uit daar. Jy mag hom nie gebruik nie. Geloof sê ek beweeg al bewe ek. Nie so bang wees nie. Kyk die jaar in die oë. God ontmoet ons in die beweging. Ek sê weer, Eksodus, hou op bid, jy moet begin beweeg. Die see het nie oopgegaan toe hulle bid nie. Die see het oopgegaan toe hulle die staf, die voete in die water, die Jordaan, het nie daar bokant opgedroog toe hulle bid het en hoop en voornemens het nie. Die Jordaan het opgedroog toe die priesters hulle voete in die water sit. Jy moet kies vanoggend, het ek passiewe geloof, want passiewe geloof gaan jou in die routine van die lewe invat. Of het jy aktiewe geloof? Aktiewe of passiewe? Gooi gou daar op die bord. Passiewe geloof hou jou vas in wat jy is. Maar aktiewe geloof lei jou na wat jy kan wees. Hou op vasgevang wees in hierdie routines van die lewe. My pa is baie siek gewees en hy het afgesterwe op die 31ste. Maar hulle het groot geword in hierdie apartheidsera. Hulle was nie rassiste nie, maar jy weet, hulle het groot geword daar. My pa het baie siek geword en 'n Zimbabwese vroukie kom caretaker vir hom. Amper vir 'n jaar is hy daar. Sy voed hom, versorg hom en hulle raak chommies, hulle raak goed bevriend. My pa kan die taal praat en hulle connect en hulle lag en hulle kuier. Sy voer hom, sy verander sy doeke en hulle connect op maniere wat ek nie kan beskryf nie. Dan amper dat my ma jaloers raak daaroor. Sy bly in die huis. Sy bly in die huis. Die dag toe ek kom kuier, toe is daar iets op YouTube wat ek wil hê julle moet kyk van 'n video wat my broer stuur. Maar my ma het 'n beroerte gehad, sy kan nie die linker aan die foon vashou en my pa kry te koud. Hulle het 'n king size bed en sonder te blik en te bloos, spring Phyllis op die bed in die middel van my ma en pa. Sy hou die foon vas en my ma kyk en my pa kyk en hulle skater soos hulle lag. Ek staan en neem foto's for the Rainbow Nation en sê, hierdie moet julle check. Hierdie is die nuwe lewe. Jy weet, die verandering wat plaasvind, die haak wat daar is, ons kan dit in alle maniere toepas, maar het jy aktiewe, het jy passiewe geloof? God breek die siklusse deur mense, God breek die siklusse deur jou. En ek wil jou stuur vanoggend, en ek wil jou net hierdie een laaste versie, Rigters 3 vers 25, hy is op die bord, ek dink, hy staan letterlik en sê, so moes Moab die dag buig onder die hand van Israel, en die land het 80 jaar rus gehad. Die langste in die geskiedenis van Israel, die langste, gaan doen jou navorsing, die langste tyd wat Israel vrede het, rus het, oor een ou, wat sy andersheid geembrace het. Here, ek vra nie, hoekom het U my so anders gemaak nie, Here, ek vra, Here, hoe kan U hierdie andersheid in my gebruik? Terwyl jy so sit, het ek daar een laaste slide op wat ek dink, my so toegespreek het en aangespreek het hierdie week. Het ek 'n eglon in my lewe? Is daar 'n koning wat ek voed? Die einde van hierdie boek van Rigters, dan eindig die boek Rigters met hierdie woorde. Jy kan dit gaan lees, dan sê hy, en daar was geen koning in hierdie tyd te vind nie, en almal het gedoen wat goed was in hulle eie, totale chaos. Jy sien, die boek Rigters gaan nie oor, is daar goeie leiers in hierdie lewe nie. Die vraag is daar 'n koning in jou lewe? Is daar 'n koning in jou lewe? En wat een voet ek? Ek moet siklusse breek.
As jy nie doelbewus iets breek nie, gaan hierdie jou onbewuslik begin beheer. En ek is moeg om met mense te praat. Ek is moeg om met myself te praat en weer hierdie ding te probeer handle in my lewe. Word vry. Ek gee jou 'n oomblik, ons gaan nie musiek speel nie. Wil jy moet net sit. Wil net hê jy moet jou oë toemaak. Is daar 'n eglon? Is daar iets in my lewe? Is daar iets wat ek moet breek? Is daar iets wat ek moet verander? Herhaalde berou beïndruk nie die Here nie. Gehoorsaamheid doen. Jy kan nie die Here vra om jou die hele tyd uit te haal en jy gaan die hele tyd terug nie. As dit so is, beteken dit daar's 'n slegte roetine, gewoontes en siklusse in jou lewe. En die Here roep jou, want hy sê ek is nie 'n sirkel nie, ek is 'n pad. Ek is 'n pad. Ek is 'n pad van vertroue. Ek is 'n pad van keuses. Ek is 'n pad wat jou gaan regop hou as jy dink jy wil nie in die onbekende van verandering ingaan nie. Maar ek beloof jou, ek doen iets nuuts vir jou. Kom ons quote die versie reg. Jy kan nie iets nuuts verwag as jy nog op jou ou gewoontes is nie. Jy kan nie wonderwerk as jy nie 'n keuse maak nie. God het al die werk klaar gedoen. Nou sit ons hier en sê, doen God nog werk? Kom ons vra eerder en sê, glo die mensdom nog en kan ons besluite maak. Here, ek bid vanoggend dat ons soos hier sit, dat ons ryker hier sal uitgaan, dieper hier sal uitgaan. Dat ons, Here, of ons linkshandig of regshandig, as ons anders is, dat ons dit sal embrace, dat die Here vir ons gawes sal openbaar, dat hy vir ons sal wys, jy is weird in die geesteswêreld. As die wêreld na jou kyk en sê hulle jy's weird, want jy kan onderskeiding toepas, jy kan tale uitlê. As jy jou hande op mense sit, dan word hulle gesond. Dit is so weird in die wêreld se oë, maar dit is God se gawes. Wil jy dit nie ontdek nie? Wil jy nie ontdek hoekom as jy links nie? Wil jy nie ontdek hoekom het God jou gemaak nie? Vir 'n tyd soos hierdie om toegang te hê, om anders te wees, om links te wees. Here, seën hierdie mense, seën hierdie kerk, Here, ons dorp, en elkeen waartoe ons gaan, ons huise, Here, dat ons anders sal wees. Mag die Gees oor ons rus, terwyl ons nou breek met dinge, gewoontes en sondes, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen en amen. As jy gebed nodig